as Stefanus daar is, en hy verskriklik, hy was lief vir weduwees en die mense weer regtig kinders, dit was sy portefeuille gewees. Hy was nie serieus. Hy was lief Daar is nou vir jou, hy was lief vir weduwees. 'n goddelike liefde, Gerry, 'n goddelike liefde. As ek serieus. In elk geval, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, Gerry. Goeiemôre, Rias en al ons miljoene gereelde kykers. Ja, al die 3 op YouTube en 'n bietjie meer op Facebook, ons is so bly om julle hier te hê. Ja, soos al bietjie meer is dit. Ja, ten minste kyk is 7 gewees. Ja, kan jy dit glo? Dit is soos 'n verdubbeling, 100% groei. Enige belegging, dan is die lank en die kort die beste plek om te belê as jy 100% groei syfers wil sien. Dis min plekke waar dit gebeur. Ja. Ja, en ons is met ons reeks besig, Mission Possible. En wat ons nou doen met lank en kort is nie om weer die preek te herhaal nie. Dit is online, mense kan gaan kyk. Dit is 'n briljante preek hierdie Sondag, as ek self so moet sê. Ja. Ja, pragtige mens wat gepreek het. Geweldig. Ja, maar dis om bietjie meer te kyk na die kontroversiële idee van dit. Ja. Want ons kyk nie baie na die storie van Jesus as 'n baie strategiese uitbeplande moordtog nie. Die Jesus se storie is hierdie pragtige storie van liefde, maar in die agtergrond wat aan die gang is dit is eintlik rof. Dit is 'n wêreldklasse, soos die Amerikaners, assassination attempt. In die hele reeks van Mission Possible is daar daai ding van hier's hierdie verskriklike dodgy ouens. Hierdie komplot. Hierdie meester ou wat is, ek sê sy pinkie teen sy mond, maar dis hierdie James Bond villain. En is altyd in hierdie tipe rolprent het hierdie ou wat besig is met 'n plan. En dis eintlik as jy kyk, Rias, van sy geboorte af, né? Ja. Ja, nee, 3 jaar wat het terroriese planne gehad net, né? Ja. En dit was eintlik hierdie strategiese plan om hom dood te maak en om hom te vervolg en om hom in 'n kruis te kry van sy geboorte af. En as hierdie karakters wat dit probeer doen, is eintlik een van die beste rolprent stories as jy aan dink, is dat hy was 'n baba en as hierdie ou wat hom wou doodmaak. Hy raak ouer en as jy dink die Romeinse ryk gaan hom nou probeer en jy het hierdie ouens en die storie kom nie van dit af nie. Die storie, die eintlike komplot, dit klink bietjie wild. Die eintlike plan is van sy mense af. Ja. Die ouens wie die naaste aan die woord van God is, die ouens wie die naaste aan die tempel is, die ouens wat die allerheiligste mag betree, het die grootste plan gehad. En dis nou in Johannes wat ons daai storie sien, Johannes 11. Ons nou verder in hom gaan om te sien dat daar was hierdie plan. The plot to kill Jesus. En hoe, ek dink die groot idee is dat jy moet verstaan dat amper een van die vrugte van ons geloof is dit. Weerstand, teenstand, verdrukking. En ons hele geloof, Christendom is eintlik aan mekaar so gesit. Die fondasie lê op ons funksioneer eintlik baie beter onder vervolging, onder daai verdrukking, onder die plan om ons te laat sneuwel. Waar gewoonlik dat ons met preek is dat Gerry ons altyd daai nuwe Prado is mooi. Ek weet nie, jy kan sê wit of silwer, ek sal die ander kleur vat. En dit is mos nou as ons naby aan die Here leef, dan is die nuwe Prado, die groter huis, die Here seën ons met. Maar kyk na die storie van Jesus. Dis 'n ander storie. Ek dink iemand het eendag gesê, ek kan nie onthou wie dit gesê het, maar dis nogal mooi. Hy het gesê dat die saad, die bloed van die martelare lê die saad van die kerk. Ja. En dit is 'n ongelooflike begrip, hulle is 'n waar begrip. As jy na die ou kerk kyk, as jy kyk hoe die kerk begin het, sy fondasies. Ja. En selfs vandag nog, nee. Ek dink in ons westerse kultuur is ons geweldig beskerm teen die hele gedagte van verdrukking en van moeilikheid en van weerstand wat Jesus beleef het, maar in groot dele van die wêreld is daar nog geweldig verdrukking en weerstand en die westerse kerk waarvan ons deel is, Rias, in die gemak van, jy weet, ons beklei oor, ek weet een van my medeleraars wil die hele tyd net 'n nuwe MacBook hê. Jy weet, terwyl ek weet van 'n ouetjie wat iewers in 'n land vervolg is, wat net sê, kan ek net iewers net 'n Bybel kry? Daar sê jy. Ek moes daai ou kry. Ja, nee, dis vreeslik. Ek sal daai nou onthou wel, soos as daar enigiets anders gebeur. Maar dis ek dink die bederf of die gemak van die westerse kerk het ons bietjie weggesit van die gedagte wat jy het vanoggend van teenstand en van verdrukking en van eintlik as jy Jesus gaan volg, moet jy weet, gaan daar 'n bietjie moeilikheid wees. Daar was 'n sendeling wat in China en Noord-Korea sendingwerk doen, wat hulle ook so deur Nepal en oor berge, en hy sê altyd as hy in die vliegtuig klim daarso, hy sê hoe meer wes die vliegtuig vlieg, hoe minder wonderwerke gebeur, daar jy kan voel, die Heilige Gees se jou bewus van die Gees is minder en minder, want dit is asof iets ons is afhanklik of onafhanklik, nee, van God eintlik. In die moderne wêreld, ons het die medisyne, ons het die means om te doen wat ons wil doen,
En daai gedagte. Dis 'n groot ding wat ons in die skole ook sien is dat hoekom het ons God nodig? Ons het alles. Ja. As ek enige vrae het, enigiets wonder, as ek wonder oor my persoonlike toestand as 'n tiener, is maklik. ChatGPT of Apple AI sê vir my presies wat ek moet doen, hoe ek moet asemhaal, hoe ek moet wat om beter te voel. Daar is die nood is nie meer daar nie, want daar is nie meer 'n komplot nie. Dis nou groot woord, daar's 'n groot Griekse woord vir die plan wat hulle gehad het vir dit, vir Jesus. En daar's 'n boek geskryf, Killing Jesus, wat ek dink enigiemand kan lees, van is 'n geskiedkundige boek. Ja. Dis nie 'n storie. Ongelowige om te kyk regtig die diepte van hierdie plan. Aan die uiteinde het Jesus half, weet jy wat, dit is my plan ook gewees, maar die wreedaardigheid en die brutaliteit van dit wat teen ons geloof is, sien ons nie meer vandag nie. So die vraag is, Gerry, leef ons dan nie naby genoeg aan die Here en aggressief Christen, dat mense net nie meer teen ons hoef te beplan nie, want ons is so oneffektief in wat ons doen? Ja, dis 'n ongemaklike vraag. Nee. Ek dink ons het dit dan nou op beantwoord, die gemak en half die eie self, my wêreld, my planne, my drome, my goeders is die oorheersende ding in die westerse wêreld, in ons wêreld. Ja. Terwyl verdrukking en teëstand die storie van die kerk is, die storie van Jesus, dis die storie van sy disippels. Ja. Ons het praat oor die woord en die komplot van Jesus se sterwe. Ons moet dit ook net sê nie dat niemand het Jesus se lewe van hom weggevat nie. Nee, glad nie. Nee, dis die ding wat dit so daar was verdrukking en daar was teëstand gewees, maar dis nie van hom afgevat nie. Nee, die planne was daar gewees nie. En dit bring miskien die vraag, want daar gaan ook planne teen ons wees, nie? Om ons te verdruk en weerstand teen, en hoe hanteer ou dit in ons gemaklike wêreld? Ja, nee, ons het laasweek gesê ook, neem nie die beker van my af, so vat die beker, maar ja. Jesus het net gesê, ek gee dit vrylik, en dit is waar die krag in dit lê, en ons doen nie dit nie, sodra dit bietjie moeilik raak, dan kan dit nie die wil van die Here wees nie. En as ons praat van die moeilik raak, is dat oor jy 'n lewe leef van liefde en in die wil van God, as gevolg van dit kom daai teenstand, nie van jy maak foute of jy sondig en nou ewe skielik daar's nog gevolge vir wat jy doen. Dis die feit dat ons so naby aan die wil van die Here leef, dat outomaties sal daar goed wees wat jy gaan miskien uit jou vriendekring uitgedruk word. Jy gaan miskien nie so goed doen in jou werk nie, want hulle weet jy wat, hy gaan nie die geld najaag soos dit moet najaag nie. Daar's al hierdie klein finesse elemente. En dis wat vir my so mooi is met hierdie is om te sien dat dit wat die ouens wat teen Jesus gewerk het, of eintlik hulle het nie geweet nie het soveel klein verskywings gemaak om Jesus by die kruis te kry, dat ons dink baie keer dit moet hierdie groot goed wees. Maar die wêreld is besig om jou net daai paar minute minder in gebed te laat wees, of net so nie met jou familie te wees nie, net miskien 'n wit lentjie by die werk te sê, en ons val vir dit so mooi, want ons verwag nie oppositie nie, ons vertrou nie altyd in God se groter plan nie, en ons beweeg nie vorentoe as ons weerstand kry nie. Ja. Ons sê self, wag, nou moet ek stil wees, en ek moet rustig wees, en ek moet gaan vakansie hou. Vakansie is goed. Is goed om te rus. As jy dit windhoek uit kan kom. Ja, as jy nie daar uit kan kom, ja, as die berou nie verspoel nie. En om met 'n veilige kar op vakansie te ry is wonderlik, en om langs die see te sit en 'n lekker koppie koffie te drink, dis nie wat ons van praat nie. Daar is lewe in oorvloed, maar vra vir jouself, hoe lyk daai vrug? Hoe lyk dit as die mense wie vir ons gewys het toe om ons Christendom uit te leef, die apostels wie nie Jesus was nie, hoe lyk hulle lewenswyse en handelinge? En hoe naby lyk myne aan dit? Realisties, maar op terselfdertyd. Paulus het gewerk en ons vra nie vir onsself dit nie, want Rias, is dit nou regtig Maar Rias, as ons keer die hele vraag om dan vanoggend, nee. Ons kyk, jy het nou oor Paulus gepraat, jy het hom nou op die tafel gebring nie. Is die probleem baie keer, ons praat oor verdrukking, ons praat oor weerstand. As jy na Paulus kyk na die storie in Handelinge 8 van Stefanus, nie? Ja. Is die probleem baie keer nie dat ons die ouens is wat met die klippe staan nie. Maar ja. Jy weet, en die verdrukking eintlik fasiliteer nie. In ons manier, in ons teologie, en die manier van ons met mekaar werk, in die manier van ons dink, in die manier van ons leef, in die manier van ons God verstaan het, nie, dat ons het ons eie idee net. En ons is eintlik baie keer die ouens en ons mis dit amper net, nee, hier Stefanus, ek wil die eerste martelaar net. En staan ons nie miskien baie keer met die klippe. En dan mis ons iets, ek dink ons mis die Here, nie? Ja. Want eintlik is ons veronderstel om vervolg te word. Maar ons word die vervolger
Ja, ons deel die klippe uit soos Paulus gedoen. Ons deel die klippe uit, Elias, en ek dink baie keer van die gebrek wat ons in die kerk beleef het, is juist daai gedagte dat ons is so in onsself net, ons kyk net na onsself, en ons eie dinge, dat ons vergeet waar het regtig gaan. Dit gaan oor Jesus. Jesus se mission, Jesus se doel was om aan die kruis te sterf, sodat ons kan lewe, sodat ons kan oorvloed hê nie. En ek weet nie of ons altyd Engels woord aligned is met dit nie. Want ons eie goeders. En jy hoef nie met 'n klip te staan om ander te vervolg nie, maar met jou woorde en met jou dade, die goeders wat jy sê, wat jy nie doen nie, en met jou resources wat jy terughou en net nie vrugte dra nie. Daar is een van die groot goed. Ons dink altyd jy moet 'n boom wees wat slegte vrugte dra en dan is as jy net nie vrug dra nie. En ons konfronteer onsself nie met dit nie, want dit veroorsaak nou weerstand. Dit weer eens het niks noodwendig met monetêre waarde te doen nie. Eintlik as jy kyk die Christen geloof daai tyd, hulle het vervolging gehad, maar hulle het nooit gesê geld is ons probleem nie. Hulle het gesê dankie vir dit wat julle gee. Paulus het gesê, weet jy wat hy werk selfs. So daar was nie, dit is nie wat hulle gepraat het van vervolging nie. Dis daai vrug wat jou lewe dra waar mense wat al is hulle baie naby aan jou. Dat jou lewe so as Stefanus daar is en hy verskriklik. Hy was lief vir weduwees en die mense weer regtig kinders. Dit was sy portefeulje gewees. Hy was nie die serius. Hy was lief vir is nou vir jou. Hy was lief vir weduwees. 'n goddelike liefde, Gerry. Goddelike liefde. Serius. In elk geval, hy was vir hulle ook lief en hy was lief vir die kinders ook en dit was sy portefeulje gewees. Laat ons net voortgaan met hierdie. Ek is seker daar's niks verkeerd seker om lief te wees vir weduwees as jy nou nie. Ek weet nie in elk geval. So hy daai liefde gehad soos Jesus dit gesê het. Hy was nie 'n prediker nie. Hy kon 'n goeie prediker gewees. Dit is een van die mooiste boodskappe op gegee, Stefanus wat daar op sy dood staan. En hy het die werk gedoen wat moet gedoen word. As mense wat sorg en liefde nodig het, wat kos nodig het, wat alleen is. En dit was wat hy gedoen het. En Jesus sê, wat se weerstand kan dit nou bied? Gaan jou lewe kos. Dit gaan jou lewe kos. Maar kom ons beantwoord die vraag dan hier, Jas. As ons kyk na Jesus, die weerstand, die verdrukking wat hy beleef, hoekom wil ons dit nie omhels nie? Want ons moet dit omhels, nie? Verdrukking en as ek Jakobus reg verstaan, Jakobus 1, die boetie van Jesus, waar hy sê dat dit loutere vreugde, wanneer jy allerhande beproewings, swaartye, verdrukkings kom, en hy sê, die verdrukking en die moeilike tyd bewerk iets binnekant in jou. Ja, dit kweek. Dit doen iets wat die ander goeders nie kan doen hier, Jas. En ek dink dis die gedagte wat ons op die tafel wil sê, dat ek en jy, as volgelinge van Jesus, moet ons sê nou nie vandag, Jesus, luister so, jou lewe moet net vol verdrukking, maar ons moet dit omhels, en besef dat dit is deel van ons pad saam met Jesus, dat iewers te gaan na oomblikke wees net, van waar het bietjie gaan teestand hê, van waar, as het Jesus se pad langs kom, het gaan my en jou pad langs kom. Ja, en as jy hoop gekweek wil in jou lewe, moet jy begin by swaar kry, kweek, volharding, kweek, egtheid van geloof. Maar jy sê gedagte wat ons van nou om te sê nie, nee? Nee. In die prosperity gospel wêreld is daai nie gedagte wat die moderne kerk vanhou nie, dat daar iewerste swaar kry is. Ja, hoop ontstaan nie op 'n sagte bank nie, dis net ek wil dit hê, dis nie hoop nie. Hoop ontstaan in 'n plek waar daar geen ander uitkoms is as net om te kan hoop nie. Dit is, en ons kom nie by daai punt nie, en jy kan vir jouself 'n klomp goed sê, ek dink 'n groot ding is emosies, want dit is nie lekker om swaar te kry nie, en is die beste manier vir die vyand of vir die wêreld om ons te laat sneuwel, is net die emosie uit dit uit, dis maklik as Hillsong in die agtergrond gespeel het, terwyl Stefanus daar in die gat geleë, dan sou almal rooftops, maar dit is nou die geval nie, jy emosie en ek wil nie, of ek wil, ek dink dis die kern, dis die wil van God. Ja, ek wil 'n vreeslike ding sê, maar ek dink amper half. Ek het gesê, Stefanus was liever weduwee, so jy kan nou enigiets sê, en kinders. Ja, dat ek dink dat jy Jesus op 'n ander manier liefhet, wanneer jy vervolg word, wanneer die omstandighede moeilik is. Ek was so 'n paar keer in Asië gewees, en van daai lande daar so, nou wil ek my boeremoetjies, maar gelowiges is mooier daar, in hulle liefde vir Jesus, want ek kry hulle in klein huisiekies waar ons saggies praat, want as hulle gaan uitvind dat ons oor Jesus praat, gaan hulle môre my huis afbrand, en predikante wat ek daar kry, wat sê, weet hulle het gekom in my village, en hulle het my huis afgebrand het, maar daar is hierdie hoop, daar is iets wat gebeur,
in die mooi van verdrukking wat ek dink so belangrik is vir ons om te omhels, Rias. En ek dink dit is nie 'n gewilde gedagte nie, want een van ons hou daarvan om swaar te kry, man. Genade, ons hou van ons wit linne, ons hou van ons sagte bedjies, ons mooi karre. Maar genade, ek dink ons mis baie keer iets baie moois in ons verhouding met Jesus. Ja. Wanneer verdrukking en teestand aan ons deur kom klop en ons dit omhels. Ja, en dis nie 'n skuldgevoel nie, dis nie die dryf van dit nie. Dis glad nie. Die Here het ons geplaas op 'n sekere plek nie, nee, maar ek dink ons hardloop weg van die verdrukking, ons hardloop weg van die gedagte van wat Jakobus sê, net van, hy omhels dit, ag dit vreugde, want dit gaan met jou gebeur net. Ja. Ek dink baie keer wat ons vergeet is dat die prys van ons geloof is nie net 'n prys wat Jesus betaal het nie, maar dis 'n berekening wat jy moet maak as jy lewe. Daar's 'n storie van die ouens wat in Nepal toe gegaan het. Sê van die sendelinge moet nie lank met iemand praat nie, want die mense in die dorp weet hoekom jy hier is. As jy te lank met iemand gaan praat, gaan daai persoon môre van die berg afval. Dis wat bedoel jy van die berg afval? Dis wat gebeur. As iemand hulle hart vir die Here gee of lyk of hulle, dan gaan hy van die berg afval. En jy self, maar hoe vertel ek hulle van Jesus as ek nie lank met hulle mag praat nie? Hoe vertel ek iemand van Jesus as hulle hulle lewe die volgende dag gaan verloor? Hoe kan ek dit doen aan iemand om dit dan, want jy verstaan nie dit, of jy het nog nooit daai gedagte gehad van hier's 'n spesifieke tipe vrug wat ek hier sal moet dra om totaal en al te vertrou op die plan van die Heilige Gees, om dan Jesus te bring vir die mense. Hoe doen ek dit sonder dat iemand van die berg gaan afval? Maar ons doen nie baie keer daai vertroue in die Heilige Gees of God se plan nie. Ons is, ek weet hoe ek dit gaan doen. Ja. En dis die gemak van ons, alles wat ons het, is dat om terug te kom by 'n plek en totaal en al op die Heilige Gees te vertrou en sy plan, en dan te wag vir daai teenstand, te wag vir daai moeilike tyd. So Jesus hanteer dit al natuurlik reg, maar ja, hy gee ons die voorbeeld van hoe weerstand te hanteer, vervolging te hanteer, toe in die tyd van Getsemane is net. En ek dink dit is die antwoord op die vraag net, nee, want hoe hanteer ou dit net? Nie my wil nie. Ja. U wil. Ja, dis vir my een van die grootste goed in jou lewe as 'n Christen en gelowige, is die tuin van Getsemane die mooiste voorbeeld van wat gaan gebeur. Jou vriende gaan slaap, terwyl hulle vir jou moet bid, en jy moet naby aan jou Vader beweeg. Jy gaan daar gaan bloed wees, en daar gaan trane wees, en daar gaan 'n moeilike pad wees wat voor lê. Kom by jou Vader uit in 'n stil plek, en weet, dis al wat jy op kan vertrou. Maar die uiteinde is die mission, die voltooiing van die opdrag, nie, wat ons omhels, die kruis, die wreedheid van dit, maar in die wreedheid lê die plan, en die hoop, wat ek en jy ook vir die wêreld moet gee, Rias. Ja, en om so uit te gaan, dat sy koninkryk kom, en dit nie nog 2000 jaar vat, vir dit nie. Rias, ek hoop, jy kuier nie by 'n klomp wees hierdie week nie. Dankie Gerrie vir daardie ene. Ek glo tog nie so nie, dit is Stefanus se werk gewees. Mag jy ook 'n wonderlike. Dankie Rias, 'n goeie dag.